Goeiemôre, as ek begin, dan groet ek jou in die wonderlike naam van Jesus, ons koning en ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen en amen. Ek dink ek doen dit elke week. As ek begin, dan sê ek hulle en dan sê ek amen en amen, dan klap ek my handjies so. My ag Here, as dit iemand irriteer, dan sê ek jammer, as dit nie iemand irriteer nie, is ek bly. Dit is maar 'n manier om my opgewondenheid uit te druk. Ja, prys die Here. Vandag is ons Moedersdag, ja, en ek wil net sê aan elke moeder, veel gelukkige Moedersdag, en Here, dankie vir moeders. As dit nie vir moeders was nie, Here, was nie een van ons hier op die aarde gewees vandag nie. Dan het die aarde nooit ontwikkel in mense nie. So baie dankie, Here. Here, ek verwerp enige ene, Here, en enige idee van hulle wat nie moeders is nie, Here, wat nie werklike biologiese moeders is, wat vandag 'n Moedersdag wil vier, Here, ons verwerp dit in Jesus naam, en ons sê dankie. Dankie vir moeders wat U geskape het, moeders wat ons gelei het na die Here toe, wat vir ons gebid het. Dankie Jesus, dankie Vader. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom in die wonderlike dag in naam van Jesus na U toe. Ons sê vir U dankie, Here, U is groot, U is God, U is wonderbaar. Here, dankie vir die woord. Here, dankie vir die goedheid. Here, dankie vir die seën. Ag Here, dankie. Here, vir mense wat twyfel of U bestaan, Here. Here, as hulle net die skille, ek bid vanoggend, Here, dat die skille van hulle oë sal afval. Here, as ons net om ons kyk, Here, ons gaan net te onoplettend deur hierdie lewe, mense. Here, dan sal elkeen, Here, dit is onmoontlik om U bestaan oor te wonder, Here. Dankie. Maak U self sigbaar oralste. Here, ek bid vir mense en elkeen met elkeen sy probleme. Here, ek bid dat U mense sal seën. Here, dat U mense te hulp sal snel, Here, met U engele. Ek bid, Here, dat U mense genadig sal wees. Ag Here, ons is absoluut afhanklik, Here, van U goedheid, van U guns, van U voortbestaan. Here, ons voortbestaan is in U hande. Here, seën ons, spreek met ons, raak ons elke dag aan, Here, spreek met ons, Here, kry ons in gesprekke met U, Here, wat nie net ja en amen is en kubai en hallo, Here, nie, maar regte gesprekke, Here, waar ons kan begin ontwikkel, Here, U ervaar in liggaam, siel en gees, Here, in ons, met ons alles. Here, gaan saam met ons, gaan saam met elkeen se tiendes en offers, seën hulle, Here, wat hierdie maand weer getrou was aan U, Here, dankie, seën hulle ooreenkomstig U rykdomme in Christus, en spreek met ons vanoggend, Here, asseblief, in Jesus naam. Amen en amen. En amen. Prys die Here. Wat ek net sien, ek moet seker kant toe staan ook elke week. Daar's ons mooi prentjie, dink ek. Dit gaan nie net oor hoe mooi die prentjie is nie, maar dit waaroor dit gaan. Gebed wat 'n engel bring. 'n Gebed wat 'n engel bring, om seker te maak, Here, 'n gebed bring 'n engel. 4 sleutels in Handelinge hoofstuk 12. En weet jy, as jy Handelinge hoofstuk 12 lees,
dan gaan jy sê, nou maar waar is die gebed? Want daar is nooit 'n gebed nie. Maar daar is dinge wat gebeur, wat dit laat gebeur, die engel laat kom. Nu gebeur het, waar gebeur het? Here, dankie. In Handelinge, hoofstuk 12, vers 2, dan lees ons van Jakobus wat tereggestel is. Hy is dood. En Petrus, wat dan ook binnekort die volgende dag, gaan hy verhoor word. So as sy voorganger en sy kollega tereggestel is, watter kans het Petrus dan om nie dieselfde paadjie te loop nie? En hulle maak seker dat hy nie ontsnap nie. Hy is met kettinge geboei, hy word deur soldate bewaak en dan slaap hy ook nog tussen twee. Ekskuus. So, Petrus uiteindelik, menslik gesproke, het hy geen hoop om daar uit te kom nie. Sy situasie lyk menslik gesproke hopeloos. Maar dan is daar mense buite die tronk, gelowiges, wat weier om hoop te verloor. En wat doen hulle? Hulle maak nie soos vandag se daas nie. Hulle bestorm nie die tronk nie, hulle toi nie. Hulle stel nie 'n petisie op nie. Ons staan hier teen en hier is ons petisie en ons het geteken, ons het soveel handtekeninge nie. Nee, hulle probeer nie Herodes omkoop nie. Nee, geen van daardie wêreldse dinge probeer hulle nie. Wat doen hulle? Hulle begin bid. Here, eerste les, wil jy nog niks gesê nie, maar Here, ons bid laaste. Ons sit eers in ons worry, en ons is eers hier, en ons probeer eers plannetjies maak, en as ons sien, Here, alles het nou geklop, dan bid ons. Nee, hierdie mense, die heel eerste ding wat hulle doen is, hulle begin bid. En dan as ons aanhou lees in hoofstuk 12, dan lees ons later van 'n engel wat vir Petrus uit die tronk kom haal. Wow. En net daar stop die Here my. En Here sê vir my, hierdie mense het begin bid, en 'n engel kom en hy haal vir Petrus uit die tronk uit. Met ander woorde, in hierdie gebed, hulle het gebid, iets gebid, wat 'n engel gaan haal het. En in die dag wat in ons lewe, kan ek nie anders doen nie, en ek sê, Here, asseblief, die dag waarin ons leef met al hierdie gevare, en al hierdie goed, Here, en alles wat so onmenslik, onmoontlik lyk, Here, vat my deur hierdie gedeelte, vat ons deur hierdie gedeelte, Here, want dit is die gebed wat ons nodig het. Ons moet begin toepas wat hulle toegepas het, Here, want ons het regtig gebede nodig wat engele gaan haal. Amen, is dit nie? Ja, en die Here gee vir my 4, kom ons noem dit maar sleutels, 4 dinge wat hy in hierdie gedeelte gaan uithaal vir my. Die eerste een is, en hulle al 4 gaan vir jou klink soos in regtig, dit klink maar simpel, totdat jy hoor wat die Here daarna sê. Heel eerste was, hulle het vir hom gebid. Die hom is Petrus. Dus dit klink ons nou amper logies dat hulle vir hom gebid het. Die gedeelte sê nie wat hulle gebid het nie. Dit is baie belangrik. Daar staan nêrens wat het hulle gebid nie. En baie mense wat die woord, ek wil sê, probeer uitlê, sê dat dit nie vir Petrus se vrylating was wat hulle gebid het nie. Nou wonder ek aan wat anders het hulle voor gebid. Maar, en hulle sê, hulle grond, hulle argument op verse 13, 14, 15, 16. Want as Petrus aan hulle deur kom klop, dan hulle nie glo dat dit hy is wat daar staan nie. Dis daarom sê hulle het nie gebid vir sy vrylating nie, want hulle was te verbaas.
Anders sê, nee, hulle het vir dit gebid, want die woord sê, jy kry net wat jy voorbid, dit wat jy vra. En dit is ook skriftuurlik korrek, maar ons moet nie daarop vashak nie. Hoor wat die Here vir jou vanoggend sê. Ja, ons bid, ons hoor hierdie mense, jy moet spesifiek wees, anders gaan jy nie kry nie. Regtig, dit kan se leer, dat die Here vir my beter het as wat ek ooit bid. Hoeveel keer het jy al gebid vir 'n antwoord of vir 'n uitkoms van die Here af, dan gee die Here vir jou beter, groter as wat jy gebid het. Amen. So, daar is Here, dat ons moet spesifiek wees, dat die Here kan sien in die rigting wat ons bid. Die punt is, nie wat het hierdie mense gebid nie, hoe het hulle gebid nie, hoe spesifiek was hulle nie, maar dat hulle gebid het. En hulle het ernstig gebid. Hulle het so gebid, dat dit die Here in beweging gebring het om 'n engel te stuur. Here, hoeveel van my gebede is so ernstig met U, is so intensief, dat dit 'n engel vrylaat. Wow. Die punt is dat Petrus was deel van 'n liggaam, van 'n groep mense, op wie hy kon staat maak om by God in te tree. Nie wie te wow met die Here nie, maar om met die Here te connect. Hy was deel van 'n liggaam op wie hy kon staat maak. Hulle het tot die Here gebid. Hulle het tot die Here gebid en ek weet nie wat se woord is daar vir nie. Hulle het connect. Ja man, mooi Afrikaans wat julle nou praat. Amen. Die tweede sleutel is, hulle het tot God gebid. Baie mense sal sê, nee, is dit nou nie logies nie? Nee, dit is nie so logies nie, want weet jy, baie mense se gebede gaan nêrens nie. Baie mense se gebed is niks anders as, ja, kom ons doen dit, maar dit is die regte ding. Baie mense se gebed is, dit wat hulle sê, dit wat hulle God noem, is maar net 'n fokuspunt vir hulle gedagtes op daardie oomblik. As hulle sê amen, is daar sou nooit weer naby iets van as Here en die Here bestaan nie is weer nie, totdat hulle hom weer nodig het. Dit is nie bid nie. Ware gebed. Hierdie mense het ware gebed na die Here toe gerig. Ware gebed is gerig tot die werklike, lewende, persoonlike en ek wil sê bewuslike God, wie almagtig en getrou is, en wie jy in 'n persoonlike verhouding staan, 'n stywe verhouding staan, so close. En dit geskied danksy Christus Jesus en die Heilige Gees. Sonder hulle twee sou dit nooit gebeur het nie. En om tot God te bid, moet ek deur Jesus in die Heilige Gees bid om by hom uit te kom. Daar's sulke valse leringe wat die rondte gaan, dat daar net tot die Vader gebid moet word. Nee, dan bid jy nie tot God nie. Want om tot God te bid, moet ek deur die Vader, tot die Vader bid, deur die Heilige Gees, deur Jesus. Anders te bid ek tot someone else.
In die Ou Testament, ja, so het hulle net tot die Vader gebid, maar daar was nog nie 'n Jesus nie, en daar was nie 'n Heilige Gees wat uitgestort was nie. Hebreërs 10 vers 19, baie duidelik, daar is aan broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Amen, Here. Ons kan U nie uitsluit nie, Here Jesus. Efesiërs 2 vers 18. Deur hom, die is die hom wat daarvan gepraat het, dit is Christus, het ons almal, Jood en nie Jood, deur een gees vrye toegang tot die Vader. Amen. Hulle het tot God gebid. Die eenheid van God. Die drie eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Jy kan nie die een losmaak van die ander een nie. Amen. 3. Hulle het met alle erns gebid. In die Grieks, in hierdie gedeelte, staan daar so, hulle het met ektenos gebid. Nou weet jy wat is ektenos? Beteken aanhoudend en uitgerek. Wow. En in die sin van die Grieks, dui dit aanhoudend en uitgerek, dan word dit gekoppel in hierdie sin in die Grieks op intensiteit en op vurigheid, eerder as op aanhoudend, lang en uitgerek op tyd, maar eerder op intensiteit en met vuur. Dit is dieselfde woord wat in 1 Petrus 1 vers 22 gebruik word en in 1 Petrus 4 vers 8 gebruik word, wat daar beskryf word vir die vurige liefde wat tussen gelowiges moet wees. Belangrike punt, gebedsintensiteit deur die Heilige Gees is belangriker as gebedsduur. Dis dieselfde. Jy sê ek het gisteraand 25 hoofstukke in die Bybel gelees. Regtig. En wat het dit gesê? Wat het dit beteken? Nee, ek weet nie. Dit was te veel gewees. Lees minder Bybel. Nie minder, elke nou en dan nie, minder volume. Eerder, Here, in plaas van 25 hoofstukke, 25 versies miskien. En staan stil by daardie versies, sodat jy kan hoor wat die Here sê in hierdie gedeelte. Dis dieselfde met gebed. Here, dit gaan nie oor omdat ek 3 ure of 4 ure lank gebid het nie. As dit gebeur en dan is dit ook goed. Ek sê nie dat jy nie so lank kan bid nie. Daar is daar wat ek so lank bid. Maar dit gaan, Here, eerder oor die intensiteit in die Heilige Gees. Daar was 'n man, ene Thomas Watson. Hy het geskryf, hoor wat het hy geskryf? Eendag in 'n boek het ek het gelees. How can I know my prayers are prompted by the Holy Spirit? En toe skryf hy, when they are not only vocal but mental. When they are not only gifts but groans. Wow. Dit klink nogal intens. Intensiewe gebed en die teenwoordigheid van God is iets wat jy vandag moet hoor en met ons miskien nog nooit besef het nie. Hoor hier. Daai intens met die Here te wees en die Here se teenwoordigheid is volgens my die meeste wat jy
die volheid van die Heilige Gees op die aarde kan ervaar, is in intensiteit en in teenwoordigheid van God. Dit is waar jy die Here die beste terwyl ek op die aarde is, sal ervaar in sy Gees. Amen. Dit is eintlik logies, né? Prys die Here. 4. Die 4de sleutel, die laaste sleutel. Dit was 'n baie belangrike sleutel. Geredde geesgevulde mense wat in eenheid geleef het en in eenheid saam gebid het. En dit is 'n mondvol, maar dit is 'n baie belangrike punt. Baie mense dink daar is gebedskrag in getalle. Ons was 360 wat saam gebid het. Regtig. Mooi, ek is bly. Prys die Here dalk. Nee. Daarom roep hulle gereeld, nou en dan, dit raak ook al minder, né? Hierdie gebedsdag uit, 'n nasionale gebedsdag. En dan trek die mense op in hulle miljoene, in hulle duisende, nie miljoene nie, in hulle duisende, en hulle gaan bid. Ja. Want daar is krag in gebed. Dit is waar, daar is krag in gebed. Maar hoeveel keer na so 'n groot gebedsdag was daar toe nooit enige verandering nie. En dan sal hulle vanaf sê, ja, maar dit was die Here se wil. Nee, kom ons stop daarby. Die Here se wil en dit wat ons bid, Here, as ons bid en ons bid in U wil, sal die twee ook. Hoekom gebeur daar toe niks nie? Want die Here laat hom nie beïndruk. Hy is nie impressed met getalle nie. Dit is nie die aantal getalle nie. Hierdie mense wat hier vir Petrus gebid het, was inderwaarheid 'n klein groepie mense. 'n klein gemeentetjie. Maar hulle was almal geesgevulde mense wat in God se teenwoordigheid en in sy guns geloop het. En daarom was hulle, hoor dit belangrik, in die teenwoordigheid, geesgevuld dan die Here. Daarom word hulle en word jy die appel van God se oog. Is jy die in Christus en is jy die seun se bruid? Dit is die verskil. Nie hoeveel hulle was nie, maar hulle wat by mekaar gekom het, hulle was die appel van die Here se oog. Hulle was in Christus almal en hulle was almal die seun se bruid. Hulle was inderwaarheid daardie Nuwe Testamentse gemeente wat oorgeskryf word in die Bybel. Wie 'n klomp disippels van Jesus Christus is, wat intiem saam gebind is, nie net saam bid nie, saam gebind is, deur gemeenskaplike lojaliteit en gebondenheid aan mekaar en aan die Here. Hulle is dit wat Jesus van gepraat het in Matteus 18 vers 19 en 20. Verder verseker ek julle, as twee van julle op die aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader hulle dit laat kry, want waar 2 of 3 in sy naam saam is, daar is ek by hulle. Onderlinge eenheid, daardie eenheid, gebondenheid, is van uiterste belang, kardinale belang. Want om dit te beleef, om dit te skep, moet almal wat hier in hierdie eenheid is, moet almal dieselfde passie en dieselfde begeerte hê.
Is dit nie? Dit is logies. En of dit nou in hierdie eenheid in die Here is, en of dit in die eenheid van 'n familie is, of in die eenheid van 'n werksopset is, dit maak nie saak nie, die beginsel is dieselfde. Dwarstrekkery en ongelukkigheid onder mekaar, blus die liefde vir mekaar, die saamwerk vir mekaar, in hierdie eenheid van die Here, dwarstrekkery en ongelukkigheid onder mekaar, blus onmiddellik die Heilige Gees. Die Heilige Gees sê dadelik, sorry, ek is nie deel hiervan nie. Dit is die 4 elemente van gebed wat 'n engel stuur. Wat was dit? Kom ek noem dit net gou weer. Gebed tot die Vader gerig. Gebed geskied in die naam van Christus, gelei deur die Heilige Gees. Hoewel die Nuwe Testament se aksent op die Vader val, moet al 3 persone van God aanbid word. Eenheid in die liggaam, intensiteit wat die volheid van die Heilige Gees ervaar. En as jy daardie 4 punte bymekaar het en in jou lewe en in jou gebed inwerk en ingewerk is, en dit is raak 'n normaliteit, dan sal dit gebeur. En toe hulle oor uitvee, toe is hy uit die kettinge uit en toe staan hy by hulle. En hoewel hulle dit voorgebid het, Here, wees om genadig, Here, help om, Here, tree in, soos wat U begeer, Here, ons vertrou U. Toe is hulle so verbaas nog steeds na die tyd dat hulle dit nie kan glo nie. Dit, Here, is hoe ons moet bid. Lei ons met U Gees. Want op ons eie, Here, hierdie goed is eintlik so maklik wat U sê. U laat dit so maklik klink. Maar op ons eie is dit eintlik baie moeilik. Dis alles op ons eie. Skop dit, bots dit teen ons natuurlike. Maar dankie Here, ons het U. Ons het U, ons het die Gees. Ons is weergebore. Ons is die appel van die oog. Laat ons dit wees. Kom ons bid. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus tot U vanoggend. En Here, dankie. In die dag waarin ons lewe, Here, het ons regtig gebed nodig. Want elke keer as ons bid, Here, 'n engel stuur. Elke keer in U wil is. Elke keer in U guns is. Lei ons, Here, dat ons gebede altyd tot U gerig is. Dat ons gebede U die Vader, die Seun Jesus, ons Verlosser, en die Heilige Gees, ons trooster en leiding, insluit. Here, bring eenheid in U liggaam onder die gelowiges. Eenheid, Here, van oortuiging, eenheid van gees. En Here, laat ons, lei ons, maak ons ontvanklik. Here, laat ons wegdraai van U af. Here, daar is nie meer 'n tyd ding soos 5 minute gou voordat ek gaan slaap, Here, gaan ek gou probeer bid en net iets sê en sê, dankie Here, ek klim in die bed, ek lê al in die bed, Here. Nee, dit is 'n goeie nag sê vir U. Leer ons, Here, om intensief
ernstig met u te bid, met u te praat, sodat ons hier op die aarde die volheid van u Gees kan ervaar. Here, dankie. Dankie vir u wonderlike boodskap. Dankie Here vir u leiding. Dankie vir die krag verder. Ek sien kans. Ek gaan in my gebede, kom verklaar dit, sê dit vir die Here. Vader, in die naam van Jesus, ek gaan en u intensief wees met u, ernstig. Here, die engele sal u elke keer stuur tot my redding. Dankie Jesus. Dankie Vader. Dankie Heilige Gees. Amen en amen. Prys die Here. Net wat, ja, ek kan nie die Here voorsê nie, maar as ek self daaraan dink, ek dink is iets wat 'n ander rigting boodskap wat die Here vanoggend gegee het, maar Here tog so nodig. Ons dankie. Ontvang die Here se seën en gaan in vrede. Dis die Shalom wat jy daar op die einde gaan herken die woord, né? Okay. Eers Hebreërs, Jerego geta denai dismarecha, ja era denai pawanilecha, we gogonechta. Jesaja denai pawanilecha, we asemlecha, Shalom. Die Here is jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai. Die Here sal jou vat, ophef tot by hom. In intensiteit en in eenheid en aan jou vrede gee. Amen en amen. Tot volgende keer. Roep die engele, roep hulle, dat die Here hulle vry laat vir jou. Shalom, vrede.